Hartlike goeiemôre vriende, ons vertrou dat dit goed gaan met een en elk van u, dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Ek vertrou dat die Here vir ons ook baie ryklik sal seën by ons oordeenking van vanmôre. Nou voor ons daarby kom, wil ek u net groet met die baie besondere woorde van Gesang 202, daardie 3de vers. Daar staan: Here, u gee u lewe, so word ons vergewe en verlos van dood. In die groot ontferming gee ons beskerming, redder uit die nood. Ons sal tot u eer, o Heer, in u heil met blydskap lewe, aan u oorgegewe. So 'n besondere lied in die gesang en psalm bundel, vriende, en wat die Here vir ons eenvoudig hier wil kom leer is dat deur Jesus se soendood aan die kruis het ons kom red van die ewige dood. Ons weet ons gaan liggaamlik sterwe, maar die Bybel sê as ons aan Christus glo, soos die woord sê, sal ons tot in ewigheid toe lewe. Ons sal sy lewe ontvang by wedergeboorte wat tot in ewigheid toe sal aangaan. En daarom is die groot hoop wat ons het, dat ons die Here eendag in sy heerlikheid sal sien soos hy is. En in die interimtyd, vriende, sê hierdie lied moet ons met blydskap lewe, omdat ons vrygekoop is. Ons moet totaal oorgegewe aan die Here lewe, omdat ons aan hom behoort. Ons is sy ambassadeurs op aarde. En mag die Here genade gee dat ons met 'n blymoedige hart sal doen, sodat ons ander kosbare siele na Jesus kan trek. Nou, ons gaan vanmôre aangaan met ons reeks boodskappe uit die boek Spreuke. Ons val weg daar by Spreuke 22. U sal sien vers 17 tot vers 21 vorm eintlik maar 'n geheel. Dit verwys terug na die gedeeltes wat ons al reeds hanteer het, daarin Spreuke 4 vers 1 en Spreuke 4 vers 20, 5 vers 1, 7 vers 24 en verskillende ander gedeeltes wat handel oor die gedagte van die noodsaaklikheid van wysheid en betroubare woorde. En kom ons kyk gou wat staan hier en dan hanteer ons dit so vers vir vers. Daar staan: gee gehoor en luister na die woorde van die wyse manne en let op my kennis, want dit is lieflik as jy dit in jou binneste bewaar. Mag hulle tesame gereed lê op jou lippe, dat jou vertroue op die Here mag wees. Daarom onderwys ek jou vandag, ja, vir jou. Het ek jou nie kernagtige spreuke voorgeskrywe met raadgewinge en kennis om jou bekend te maak, waarheid, betroubare woorde, sodat jy woorde van waarheid kan antwoord aan die wat jou stuur nie? Jy sien die hele gedagte hier kom na vore wat Salomo hier skryf is, dat ons moet luister na wyse woorde, na wyse manne. Nou wie is die wyse manne? Die wyse manne is mense wat betroubaar in hulle gesprek is, in die oordra van kennis is, in hulle onderrigting van mense. Dis mense wat geanker is in God se woord, en daarom moet ons luister na hulle. Die kennis wat hulle opgedoen het, moet ons opdoen. En nou sê die Bybel vir ons, baie belangrik, dit is lieflik vir ons as ons dit in ons binneste bewaar. Jy sien, mense hoor baie keer wat die woord van God vir ons sê. Sondag na Sondag, 'n erediens. Hulle lees die Bybel. Hulle luister na preke oor die sosiale media. Maar tog verander hulle nie. Hulle lewe verander nie. Waarom nie? Hier's die antwoord. Want hulle bewaar dit nie in hulle binneste nie. Soos 'n mens 'n skat bewaar, so moet jy God se woord in jou binneste bewaar. Dit moet deel word van jou mens wees, soos die bloed deur jou are vloei, vriende. So moet God se woord deur jou are vloei. En nou sê vers 18, sodat jy gereed kan wees wanneer jy iemand moet antwoord. Hierdie woorde moet gereed wees op jou lippe, wanneer daar 'n antwoord moet kom, dat hulle sal weet, dis betroubare woorde wat jy antwoord, woorde van kennis, woorde van insig, woorde van wysheid, om God in alles te verheerlik. En dan baie duidelik vers 19, dat jou vertroue op die Here mag wees. Want jy sien, wanneer ons moet betroubare woorde besig is, wanneer ons moet kennis uit God se woord besig is, wanneer ons dit in ons binneste bewaar, wanneer ons daaroor spreek met ander mense, dan vertrou ons op die Here, dan bewys dit dat die Here ook in ons lewe teenwoordig is. Baie mense sê ons moet werk vir ons saligheid. Niemand kan werk vir hulle saligheid nie. Ons word gered uit genade deur geloof. Maar vriende, ons werke is 'n bewys van ons saligheid. En dit kom die gouste na vore in wat jy sê. Wat jou belange is, want jy deel dit met ander mense. Die manier hoe jy praat met hulle, wat uit jou mond en oor jou lippe vloei. En daarom is het belangrik dat ons sal sien. Hierdie kernagtige Spreuke vers 20 is voorgeskrywe met raadgewinge en kennis. God se woord wil ons wys, hier is die pad wat jy moet opwandel, hier is die rigting, hier is die koers wat jy moet inslaan, om dan in die eerste plek die Here te verheerlik, en dan ook 'n stil en rustige lewe te kan geniet, binne hierdie raamwerk wat God vir ons op aarde gee. En dan praat hy van vers 20, hierdie woorde van waarheid, betroubare woorde, sodat ons mense kan antwoord, en sodat ons hierdie waarheid aan ander mense kan meedeel. En ag vriende, as ons dink aan kinders van die Here, is ons niks anders as gestuurdes van die Here nie. Die Here sê vir ons, gaan na die hele wêreld in
en verkondig hierdie evangelie aan die ganse mensdom. Dis my en jou opdrag, dis ons taak. En daarom wanneer die Here ons stuur, sorg dat u en ek, gepantser met sy waarheid, dan ook die wêreld met hierdie kosbare waarheid beïnvloed, sodat hulle ook by die Here Jesus Christus sal uitkom. Nou vind ons vers 22 en 23 wat saamgaan, vers 24 en 25 gaan saam, 26 en 27 gaan saam. Kom ons lees gou wat staan daar. Gaan nie veel daaroor sê nie, net so hier en daar 'n opmerking maak. Daar staan beroof die arme nie, omdat hy arm is en verbrysel die elendige nie in die poort nie, want die Here sal hulle saak verdedig en hulle berowers van die lewe berowe. Maar die Here eenvoudig vir ons sê, vriende, ons is nie beter as die armes nie, daarom mag ons nie die armes verdruk nie. Ons kan nie, omdat ons miskien slimmer of miskien meer wysheid of meer geld of meer mag of meer invloed het, die arme beroof nie. Jy hoor maar hoe mense die armes beroof van hulle eiendom en beroof van hulle besittings en met slinkse maniere hulle beroof van hulle geld. God sê dat hy self eendag vir hierdie mense sal stry. Nou in hierdie lewe gebeur dit dikwels, maar ook eendag in die ewigheid, wanneer ons voor God gaan staan. Want die Bybel sê die Here sal hulle saak verdedig. En hoor nou, en hulle berowers van die lewe berowe. God sal self so ver gaan om iemand se lewe te neem wat die arme beroof. Miskien 'n geweldige uitlating, maar gaan lees die Bybel in konteks. Die Here laat nie hom bespot nie. Wat die mens saai, dit sal hy maai. 'n beginsel wat telke male in die skrif na vore kom. Daarom, wees edelmoedig, wees vrygewig, vriende, wees een wat jy ontferm oor die arme. Die Bybel sê dan leen jy vir God en God sal jou dit vergelde. Vers 24 en 25 gaan saam, daar staan, verkeer nie met 'n driftige man nie, en met 'n opvleende man moet jy nie omgaan nie, sodat jy nie gewend raak aan sy paaie en 'n stryk vir jouself span nie. Nou hierdie verse eenvoudig vir ons, moenie maats maak met opvleende mense nie. Moenie saamgaan met die wat kort van draad is nie. En dan vers 25, dalk leer jy sy maniere aan en beland jy in lewensgevaar. Nou dit wil sien ons dit net nie. 'n Jong man raak betrokke by 'n groep mense, verkeerde vriende soos ons dit noem, en later leer hy hulle gebruikes en gewoontes aan, en later sit hy in die moeilikheid net soos hulle. Baie keer in die tronk, en baie keer word sy lewe geneem. Onthou, 'n driftige man, 'n opvleende man is iemand wat altyd moeilikheid soek. Hy wil altyd met almal moeilikheid soek, of hy nou op die pad ry, of hy nou in die inkopiesentrum is, en of hy nou by 'n sportbyeenkoms is, hy's altyd besig om moeilikheid te soek. En die Bybel sê, die oomblik as jy gereeld in so 'n man se geselskap is, begin jy sy gebruike en sy patrone aanleer. Ag, hoe dikwels kry jy kinders wat vir jou sê, maar hoorie, ek is soos my ma, of ek is soos my pa het sommer opvleend geraak, het sommer mense te lyf gegaan met die feite, ek is nou maar net soos hy, ek is maar net die produk van hom. Ja, miskien het jou pa vir jou 'n slegte voorbeeld gestel, maar jy moet nog steeds die Here vra om vir jou genade te gee, om nie dieselfde sonde te doen nie, want die Here sê ons elkeen gaan vir sy eie sonde rekenskap gee. Daarom, vriende, kies die pad van vrede. Gaan om met mense wat vredemakers is. Voeg jou by die nederiges, en op die regte tyd sal die Here jou verhoog. Vers 26 en 27 gaan saam, het gaan weer oor die gedagte van borg. Baie mooi beskrywende verse wat sê, wees nie onder die wat 'n handslag gee, onder die wat vir skulde borg staan nie. As jy nie het om te betaal nie, waarom sal hulle jou bed onder jou uitneem? Wat Salomo eenvoudig wil sê is, moenie borg staan nie. Ons het nou al 'n paar keer daaroor gepraat, vriende, en daar's baie verwysings in die boek Spreuke na hierdie bepaalde saak. En dit is belangrik om hierdie waarheid raak te sien. En een van die ander vertalings sê, moenie een van die wees wat borg staan nie. Moenie instaan vir ander se skulde nie. Waarom moet hulle selfs jou bed onder jou uitvat as jy nie kan betaal nie? Jy weet hoe borg werk. Jy staan borg dat as 'n ander man nie sy skuld betaal nie, jy daarvoor sal instaan. En 9 uit die 10 keer, vriende, nee, 9.9 uit die 10 keer, gebeur dit sodat die persoon vir wie jy borg gestaan het, nie die geld betaal nie, vriend, familie, pa, ma, kind, maak nie saak nie, nader as haar kwai vriendskappe, nader as haar hofsaake, oor hierdie bepaalde saak van borg staan. Daarom vlug van hierdie gebruik al weg. Mense wat iets wil koop, moet geld om dit te kan koop, sodat hulle dan ook hierdie skuld kan betaal. Moenie iemand van die wal af in die sloot help, en jouself later moet smarte deurboor nie. Vers 28 praat van die ou grenslyne, wat jou vaders gemaak het, moet jy nie weer lê nie, praat van oneerlikheid. In daardie tyd was daar grenslyne gelê, daar was drade gespan, daar was hoekpale ingeslaan, en die Bybel sê, moenie dit verskuif nie, moet dit nie uittrek nie, moet dit nie skuif nie, moenie vir jou meer grond op 'n oneerlike manier probeer bekom nie. Die hele lewe werk so, moenie op 'n oneerlike manier jou probeer self verryk nie, want die Here sien, God sien uit die hemel,
En miskien kan jy vanmôre vir my sê, ja, maar hoekom oordeel God nie? Dit het in ons familie gebeur, dat hierdie ding gebeur het, en hierdie ou het gesteel by ons, en daardie ou was oneerlik. Ek wil vir u sê, die Here sê in sy woord, hy slymer en slaap nie. Wag geduldig op die Here. Vriende, wees geduldig. Op die regte tyd sal die Here vir jou in die bres tree. Op die regte tyd sal die Here vergelde, want die Bybel sê die wraak kom hom toe. Ons sluit af, vers 29. Sien jy 'n man wat vaardig is in sy werk? Hy kan voor konings staan, hy hoef nie voor geringes te staan nie. Eenvoudig, as jy fliks is, as jy ywerig is, as jy weet wat jy doen, sê die Bybel, kan jy selfs voor konings staan. En selfs hierdie mense neem jou in diens. Konings soek nie mense wat lui is, mense wat onbevoeg en onbekwaam en amper half ongeleerd en stel nie belang eintlik in wat hulle doen. Hulle wil dit nie hê nie. Werksplekke wil dit nie hê nie. Mense soek mense wat vlytig is, mense wat hard werk, mense wat kennis het oor die bepaalde saak. Of jy nou 'n ambagsman is, of jy nou in die IT bedryf is, of jy nou 'n dokter is, of wat ook al. Mense kyk op na jou, as jy iemand is, vriende, wat weet wat jy doen, wat vaardig is. Ek moet vir u sê, dis hartseer, maar selfs in Suid-Afrika, waar ons gespog het met ons mediese praktyke, is daar vandag die hartseer stories wat rondloop, een na die ander. Hierdie dokter gee nie om nie, daarin stel nie belang oor die diagnose nie, hierdie ene gee nie om nie, hierdie een probeer so vinnig as moontlik my uit sy spreekkamer kry, soveel as moontlik geld hê, en ek moet na die 4de en die 5de dokter gaan vir dieselfde probleem. Watter hartseer. Maar ook daaroor sal die Here eendag dan van mense rekenskap eis. Maar as jy vanmôre vaardig is, as jy vanmôre hardwerkend is, as jy vanmôre doelgerig is, en jy sê, Here, wat ek doen, wil ek van harte doen, asof vir u en nie vir mense nie. Die Here sal jou ryklik sien, of jy nou 'n ambagsman is, soos ek gesê het, of jy miskien 'n werk doen wat gering is in ander se oë. Die Here sal jou ryklik seën, en die Here sal ook vir jou self verhoog op die regte tyd. Mag die Here ons seën dat ons mense sal wees wat so sal lewe, dat ons sal weet in wat ons doen, of ons eet of ons drink, of wat ook al ons doen, dat ons die Here welbehaaglik sal wees. Groete vir u, mooi dag verder, tada.